Toe ek klein was, het daar 'n fliek met die naam Evan Almighty uitgekom. Nou, hierdie fliek het veral onder kinders bekendheid verwerf, want dit vertel die verhaal van Noag en sy ark in 'n moderne konteks. So hoe dit sou gewees het as die vloedverhaal plaasgevind het in ons tyd, in ons wêreld met al ons moderne tegnologie. En ek kan onthou toe ek klein was daar 'n merkwaardige gesprek tussen die Here wat deur Morgan Freeman gespeel is en Noag se vrou. Vergewe my, ek kan nou nie die aktrise se naam onthou nie. En sy is mismoedig want die wêreld spot haar man en dit gaan nie goed nie en sy verstaan nie hoekom die Here nie haar gebede beantwoord nie. Min wetend dat sy nou in 'n gesprek sit met die Here self. Nou nie die gesprek sê Morgan Freeman dan nou vir haar, maar wanneer ons vra vir die Here vir iets soos geduld of sagmoedigheid of liefde of enige een van daardie eienskappe wat ons voel ons tekort skiet mee, het ons amper half hierdie verwagting dat die Here vir ons gaan sê, "Das sy, daar is jy nou 'n geduldige mens. Daar wag jy nou rustig jou kans af by 'n verkeerslig of wat ook al nou die geval is. Of das sy, daar is jy nou meer barmhartig en help jy meer mense langs die straat." En sê Morgan Freeman dan nou vir haar, maar is dit nie eerder dat die Here vir ons die geleentheid gaan gee om geduldig, om barmhartig, om liefdevol of om vredevol te wees nie? Om ons juis in 'n situasie te sit waar ons op daai spesifieke manier moet optree. Dit herinner my toe nou aan ons woord vir die week in Lukas 12. Wat Jesus vir sy gehoor wat rondom hom bymekaar is, hierdie skokkende uitlating maak. Maar hy het nie gekom om vrede te bewerkstellig nie. Hy het nie gekom om rustigheid te bring nie. Hy het nie gekom om die shalom, die vrede wat alle verstand te bowe gaan te bring nie. Nee. Hy bring verdeeldheid, broer teen broer, pa teen dogter, pa teen kind. En so gaan dit aan. En dan sit ons as lesers en dink ek, is die eerste hoorders van hierdie woorde van Jesus amper half geskok, maar nou wat nou? Hoe gaan ons vrede in ons leeftyd bewerkstellig? En hier is dit belangrik dat ons dit vir mekaar sê. As ons vrede wil hê, in dieselfde sin soos ons geduld wil hê, dieselfde sin soos wat ons selfbeheersing wil hê, in dieselfde sin soos ons barmhartigheid wil bewys, gaan die Here ons dalk nie in 'n situasie sit waar ons na vrede moet nastreef nie. Met ander woorde, Jesus wat kom sê, maar ek kom om verdeeldheid te veroorsaak, sodat die vrede van God in die harte van mense kan heers. Die koms van die Christendom, die koms van Jesus, sy kruisiging, sy opstanding, alles wat gebeur het, was alles behalwe vredevol. Maar nou kan ons in die wete, in die vrede, na die Here toe gaan in ons situasies. En lei dit my na twee gevolgtrekkings
vir hierdie week se woord vir die week. In die eerste instansie moet ons versigtig wees wat ons die Here vra. En as ons vir die Here vra vir vrede, gaan hy jou dalk in 'n situasie van oorlog sit. As ons vir die Here vra vir liefde, gaan hy jou dalk in 'n situasie sit van haat. As ons vra vir barmhartigheid, gaan die Here dalk vir jou in 'n situasie sit waar jy barmhartig moet wees. As jy vra vir geduld, gaan die Here vir jou dalk in 'n situasie sit waar jy geduldig moet wees. Die tweede gevolgtrekking is om te besef en te verstaan dat om 'n Christen te wees is nie maklik nie. Daar waar ons is, daar waar ons leef, daar waar ons die koninkryk van God verkondig, sal daar altyd tweestryd wees. Want ons as mens inherent wil dit nie doen nie, wil nie saam met die Here pad stap nie. En daarom moet ons vra vir die Here se leiding. Daarom moet ons vra vir die Here se insig. Dis nie maklik nie. En ek dink die Christene in die oosterse wêreld sal met my saamstem. Daar waar hulle glo en bely, word hulle vervolg vir dit wat hulle sê. Want dit is teen die kultuur, dit is teen die gebruik, dit is teen wat die mense glo en waarvan hulle oortuig is. Moet ons vir mekaar sê, moet ons opstaan, moet ons werk om die teenwoordigheid van die koninkryk van God daar te stel. Maar dit gaan kom met twis. Amen. Moenie slouch nie, sit regop. Moenie slouch nie, sit regop. Ja, maar die stoel squeak.